As jy vir die eerste keer vanmôre saam met ons is, baie welkom. As jy vir 'n paar keer nou al by ons besoek het, ek hoop jy voel al meer tuis. Vir die van julle wat lanklaas dalk saam met ons was, lekker dat jy saam met ons kan wees. Mag jou hart sommer met nuwe waardering klop vir waarmee die Here besig is. Ek vertrou dat jy oorgehaal is vir volgende naweek vir ons Kersspel. Nooi gerus mense veral vir die aandsamekoms. Ek besef is nou onbillik om mense wat in ander gemeentes verpligtinge het sonnaandoggende te nooi. So maak dit baie duidelik vir hulle daar spesifiek die aandgeleentheid en maak seker dat jou Quicket bespreek daarvoor. En dan wat ons begroting aanbetref, is daar enige voorstelle of besware is of besorgdhede is op die skakel wat al ons lidmate of al die aktiewe lidmate gekry het, maak seker dat jy daai skakel net deurgaan. Daar's plek om al die goedjies in te vul en jy tot volgende Sondag tyd om daarop te reageer en ons hoor graag van jou as daar enige verdere reaksies is. So ook lekker vanmôre om ons aanlyn gehoor te verwelkom en dankie vir al die WhatsApps wat ek so nou en dan kry. Ons ongelukkig as gevolg van ons internetsein het ons probeer maar om 'n livestream te doen. As die konneksie 'n bietjie sukkel, dan kry ek sommer, terwyl ek bedien, dan sien ek my foon lui, dis mense wat sê, julle is van lyn af. Ek kan nie dan iets daaraan doen nie, en dis 'n bietjie 'n onbetroubare stelsel, so wat ons doen is, ons laai hom, hy word vinnig geredigeer, en dan word hy opgelaai. Wat sê, is daar nie vandag 'n link nie, ons het nie vandag se skakel gekry nie, en is letterlik van Nieu-Seeland, en Nelspruit, en Kuruman, en mense in Afrika, en you name it, so dis baie opwindend, dis nie duisende nie, maar elke bietjie help, en is 'n wonderlike voorreg dan om ons aanlyn gehoor, ook saam met ons weer eens te kan hê. Dis om my saamstem, dat as jy kyk na miskien jou eie lewe, na die omstandighede in ons dorp, op 'n groepie is, gaan jy dalk aan amen daaroor, vir een van die gemeenskapsgroepe, en as jy dink aan wat in ons land in die gang is, op soveel vlakke, en as jy die media en die nuus dophou, dan is daar soveel redes om negatief te raak. Inteendeel, daar's soveel redes om te begin moed opgee, en te sê, ag, dis nie die moeite werd nie, ek het nou al soveel tyd ingesit en energie ingesit in my huwelik, of in my finansies, of in my betrokkenheid in die gemeenskap, of in een of ander saak. Inteendeel, daar's baie mense wat letterlik op die rand is van, en as jy in berading betrokke is, gaan jy dit kan beamoen, dat daar hoeveel mense is wat sê, weet jy wat, ek is net nie meer lus nie, ek is eintlik maar net lus, en gooi handdoek in. Inteendeel, iemand se woorde so 'n tydjie terug oor die telefoon was, ek dink al oplossing is maar 'n bullet deur die brein. So dis waar baie mense ongelukkig is, as gevolg van ons die druk en die stikkende lewe waarin ons is. En ons fokus die afgelope paar weke is regtig 'n oproep wat ek glo die Heilige Gees vir soveel van ons het, in verskeie fases en areas van ons lewens, is om te kies om vas te byt. Hoekom? Want dit gaan nie maklik wees nie, en ons moet aktief van ons kant af 'n keuse maak om te sê, Here, ek wil intentioneel, as daar nou storms is, as daar toetse is, as dinge nie uitwerk soos beplan nie, as dit bietjie anders is as my drome, dan wil ek steeds gehoor gee aan Hebreërs 10 vers 36 wat sê, volharding is wat jy nodig het. Nie goeie omstandighede die heeltyd nie, wat ons nodig het is volharding om die wil van God te doen, en uiteindelik te ontvang wat hy beloof het. So gaan daar storms wees, gaan daar toetse wees, gaan daar uitdagings wees, op elke vlak van hierdie stikkende lewe, ja. Maar ons word as volgelinge van Jesus uitgedaag om 'n intentionele, aktiewe keuse te maak en te sê, ek gaan vasbyt. Boodskap vertaling stel dit so mooi. Dit sê, julle moet tot elke prys vasbyt. En ek vertrou dat die Here vir jou daai vermoë sal gee. Die Engelse het so 'n lekker term, hulle noem dit tenacity. En tenacity is daai term wat hulle ook 'n bulldog mentaliteit mee beskryf. 'n Bulldog is mos een van daai honde, jy kry 'n paar honderasse wat nogal as sy kakebene sluit en hy vasgebyt, los hy nie sommer nie. En dis daai ingesteldheid waartoe die Hebreërskrywer ons uitdaag om te sê, as volgelinge van Jesus het ons dit nodig. Die vers gaan aan om te sê, as julle so aanhou om te doen wat God wil hê, sal hy sorg dat julle kry wat hy vir julle beloof het. Paulus was een van die wat met ongelooflike weerstand
op alle vlakke, fisies, emosioneel en selfs geestelik, het hy so vasgebyt dat hy uiteindelik kon bereik wat God vir hom gedroom het. En ek vertrou dat elkeen van ons uiteindelik op ons eie wenpodium voor die prysuitdeling van die Here eendag gaan staan en by hom die mooi so gaan kry. Nie omdat dit maklik was nie, maar omdat jy vasgebyt het. Vanoggend ontdek jy saam met my nog 'n sleutel wat ons kan help om vas te byt. Ons het nou al gekyk na die waarde en die uitdaging van die Bybel oor optimisme. Ons het gekyk dan na Dawid, hoe dat hy homself bemoedig het in die Here en hoe dat bemoediging en die aanmoediging van medegelowiges jou en my kan help om vas te byt. Volgende kyk ons nou nog so 'n sleutel en hierdie sleutel se naam is dankbaarheid. Dankbaarheid, as jy dit nie het nie, gaan jy waarskynlik een of ander tyd moed opgee, spoed verloor. Inteendeel, dankbaarheid is so belangrik dat in die Amerikaanse kultuur, eerskomende donderdag toevallig, die 4de donderdag van November, vier die FSA Thanksgiving. Eerste keer reeds is dit in 1621 aangebied in een van hulle kleiner provinsies, nie eers een van die state nie. En in 1798 het president Washington dit geproklameer, want hy het besef, hoe meer ons as 'n bevolking eerder kies om dankbaar te wees, hoe meer gee dit vir ons die inbors en die motivering om te sê, ons byt vas. Die teenoorgestelde van dankbaarheid is ondankbaarheid. En daar's altyd 'n verband tussen iemand wat ondankbaar is en kla. Gaan dink daaroor. Sommige mense, inteendeel, het van kla 'n kunsvorm gemaak. Daar's sekere mense wat self so goed is daarmee, hulle dink is hulle talent. Of is hulle gawe. Jy weet, dis asof die Here hulle het nie die vermoë om baie kundig te kan kla. En net voordat jy dalk nou dit wil doen of vinger wys, kan ek vir jou hierdie soberende gedagtetjie gee en vir jou sê, almal van ons is van nature, maar nie te dankbaar nie. Want as ons iets het, dan soek ons meer en beter en ons soek dit nou. Kyk dit van kleins af met kindertjies, hulle sit met 'n speelding, daar's nog 'n maatjie met 'n speelding en hy wil nie met syne speel nie, nee, ek is nie dankbaar vir wat ek het nie, ek soek syne. Maar 'n dankbare hart en 'n dankbare gesindheid is 'n keuse ongeag van omstandighede. En wanneer ek daai keuse uitoefen om te sê, hey, kom ek word dankbaar, dan laat dit my nogal toe om te begin volhard in my uitdagings. So terloops, as jy jouself vanmôre moet evalueer op 'n skaal van 0 tot 10, waar 10 maksimum dankbaarheid is, 0 is geen dankbaarheid. Waar sou jy vanmôre sê, is die Here se evaluasie van jou? Waar sal hy na jou kyk en sê, daai kind van my is vanmôre by 'n, wat is jou telling? Wat is dit wat jy optel in jou gut, as ek moet eerlik wees, dis my telling. Ons 'n verhaal in die Bybel, en as ons hom begin lees, gaan jy onmiddellik klik waaroor dit gaan, en dit werp nogal nie net lig op hierdie belangrikheid, hoe dat ons hierdie kwaliteit van dankbaarheid nodig het nie, maar dit help ons ook sommer, het gee sommer 'n presentasie van hoeveel mense gemiddeld dankbaar is, wanneer God vir hulle iets groots doen. Bybelverhaal wat ons by stil staan sê, op sy reis na Jerusalem toe, het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatses mans hom tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan, en hulle roep hard. Die woordjie kon eintlik vertaal geword het met dringend. Daar's 'n kreet, daar's 'n noodkreet in hulle. Hulle roep, Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe Jesus hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop begin prys.
Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Terloops, hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, en hoor Jesus se besorgdheid, is daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê Jesus, staan op, aan huis toe, bedoelende, begin jou nuwe lewe, jou geloof het jou gered. Met ander woorde, sal jy met my saamstem, dit pla Jesus uit hierdie gedeelte uit, dis hoekom hy die vraag vra, dit pla hom as mense nie dankbaar is nie. Waar's die ander 9 dan? So daarom praat ons vandag daaroor. Inteendeel, dis mense wat kla, wat uiteindelik moed opgee op die lewe. Dis mense wat dankbaarheid kies, wat uiteindelik op 'n ongelooflike manier net ander kan bemoedig, kan vasstaan in die huidige storm of toets of krisis of uitdaging, en God kom eer hulle geloof, want dankbaarheid is eintlik maar 'n geloofsverklaring, en dit stel mense in staat om te volhard. So daarom vanmôre 3 keuses wat ek graag onder jou aandag wil bring, en die woord wat ons wil uitdaag, dat ons minstens ongeag omstandighede dankbaarheid sal kies. Daar's 3 keuses wat ek wil hê ons vanmôre as 'n gemeentefamilie, as 'n span, maar amper sê as dorpenaars van 'n Standerton kan dit net so 'n groot verskil maak. As ons keuse nommer 1 maak. Keuse nommer 1 sê, ek sal onthou dat elke goeie ding wat ek het, 'n voorreg van die Here is. Kan jy dit saam hardop saam met my lees? Hier gaan ons. Ek sal onthou dat elke goeie ding wat ek het, 'n voorreg van die Here is. Right, jou stem is opgewarm. Nou wil ek hê dat jy sit om met oomf. Lees hom gou weer saam met my. Hier gaan ons. Ek sal onthou dat elke goeie ding wat ek het, 'n voorreg van die Here is. Jakobus, hy herinner ons, hy gaan deur ongelooflike krisisse. Hy skryf hier aan die begin van sy brief en hy sê, ag dit louter vreugde as julle deur allerlei krisisse gaan, maar as julle die toets deurstaan, gaan dit julle in staat stel om te volhard. En dan maak hy hierdie stelling in vers 17 en hy sê vir hulle ouens, onthou, hou net perspektief. Elke goeie gawe, vers 17, elke goeie gawe, elke goeie geskenk kom van bo. Moenie dit uit die oog verloor nie. As ek vir jou vra waaroor jy kan kla, gaan jy waarskynlik tik 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 so klomp. Ons het nie water nie, ons krag was af. Daar's 'n gat voor ons motor oprit. Daar's hierdie 110 goed waaroor ons kan kla. Kan ek jou vinnig vra, net daar waar jy sit, begin net gou dink oor 'n paar goeie goed in jou lewe. 'n Paar goeie goed waarmee jy op die oomblik geseën is. Miskien sit een van daai goeie goed langs jou. Het jy al vir die Here dankie gesê vir die ou ding? Wat's op jou lysie van dankbaarheid? En ons kan argumenteer dat die goeie wat ons het, die feit dat jy op die oomblik gesond is, die feit dat jy 'n goeie inkomste het, die feit dat jy 'n paar doelwitte hierdie jaar suksesvol kon afhandel, dat dit die resultaat is van jy het goed beplan, dis jou aksies, dis jou goeie besluitneming, dis jou harde werk. Maar wie gee uiteindelik die insig? Wie gee die krag? Wie gee die vaardighede? Wie gee die talente en die hulpbronne? Kom ons kry net weer vanoggend perspektief en behou fokus. Die goeie dinge wat ek het, kom van die Here. Hy is die bron. Jy sien, as iets in ons gees wat deur syfer na ons lewensingesteldheid, na ons siel en ons emosies, en jy sien dit uiteindelik in mense se lyftaal, is wanneer daar 'n dankbaarheid is om te besef, wow, ek kan asemhaal. Die afgelope week bid ons vir 'n klomp mense, maar ek dink nou aan een, so Jens stuur gister weer 'n boodskap van Herman de Pre, oogkundige, en die ongelooflike skielike stryd, onverwag, die krisis wat hy beleef het, septisemia, krisis in die longe, en op 'n stadium is hy skielik op asemhalingstoestelle. Het jy al daai sommetjie gaan maak as jy jou rekening na die tyd kry? Jy kan gaan uitwerk wat dit die mediese fonds jou, of wat die hospitaal jou vra vir elke asemteug.
As jy daai som begin maak van wat sou dit gekos het vandat jy vanoggend wakker geword tot nou toe, wat sou jou asemhaling gekos het as jy dit nie self kon doen nie? Wat daarvan om net weer jou longe vol lug te skep en te sê, Here, dankie. Elke goeie gawe kom van U af. 10 mense in haaglike omstandighede. Hulle besef dit. Hulle besef en glo en gaan met 'n groot verwagting na die bron van goeie dinge. Hulle gaan met hierdie geloof en hulle roep na Jesus. Kyk weer na Lukas 17 vers 12 en 13. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans om tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan. Hulle is versigtig want hulle besef hier is hierdie hoogs aansteeklike siekte. Hulle gee nou nie meer om nie want hulle steek mekaar in elk geval aan. So hulle bly op 'n afstand staan en hulle roep met hierdie angswekkende noodkreet na Jesus toe. Jesus, Here, ontferm U oor ons. En die wonderlike is, dikwels wanneer ons roep, antwoord hy. En Jesus doen dit. En hy gee vir hulle die uiters vreemde opdrag, en net so tussen hakies, moenie te veel met die Heilige Gees beklei. As jy bid vir iets, en die Here lei jou, jy ervaar net iets in jou gees, en dit wat die Here vir jou sê is nie logies nie. Jesus gee die onlogiese opdrag, want een van die protokolle van daai tyd is, die laaste persone met wie jy ooit in aanraking kan kom, jy mag eers naby hulle kom nie, is die priesters. Want buiten die fisiese is daar ook die geestelike onreinheid, wat die wet verbied het, dat hulle nie met melaatses in kontak mag wees nie. Maar hulle gehoorsaam Jesus se opdrag. Hy het gesê, kom ons gaan na die priesters toe. Dan gaan ons na die priesters toe. En hulle word gesond. Op pad soontoe besef hulle, ons is genees. Jy sien die feit dat Jesus hom oor hulle ontferm het. Die feit dat hy hulle genees, maak hulle snaaks genoeg toe nie outomaties dankbaar nie. Want dit wil uit hierdie stukkie geskiedenis blyk, dat 9 uit 10 gelowiges glo dis ons reg. Kan ek die volgende ongemaklike feit in jou oor fluister? Sit dit vir jou so op die skerm. Regte maak 'n mens nogal ondankbaar. Ja, dis my reg om dit te kry, om so hanteer te word, om jy op te kan aanspraak maak. Kry net weer vanmôre perspektief. Hy is die bron. Hy is die bron van alle goeie dinge. Hy oorlaai ons met soveel goeie dinge, sonder dat ons dit verdien. So die goeie, die guns, die genade, die seën wat ons van die Here ontvang, is nie 'n reg nie, dis ons voorreg. En wanneer ek skielik net onthou, hierdie is 'n onverdiende genade en voorreg, dan kom dankbaarheid. Die oomblik as ek daai keuse maak om te sê, die goeie wat ek het, is 'n voorreg van die Here. Besef net weer vanoggend, God is altyd goed. Hy sal nooit minder as dit wees nie, hy sal nooit anders as dit wees nie. Soveel so, hierdie stukkie teologie het al so ontwikkel deur die kerk reg rondom die wêreld. Jy kan in die meeste plekke instap en 'n groep Christene gaan, as jy vir hulle sê, God is good, soos op die skerm, God is good, sal 'n gehoor antwoord all the time. En as jy sê all the time, sal hulle antwoord, God is good. Want ons besef net, ons karakter van God is goed. En die feit dat hy vir my goed is, die feit dat ek sy goedheid kan beleef, is 'n onverklaarbare, maar 'n onverdiende voorreg. So ek kies doelgerig om te sê, ek sal onthou, dat elke goeie ding wat ek het, 'n voorreg van die Here is. So ek besef, miskien het jy vanmôre, en baie van ons gaan deur, baie keer wil ek amper sê haaglike omstandighede. Emosioneel word jy verinneweer, jou toekoms is op hierdie stadium een nag duister stormagtige storie. In dit alles, en ons het al 'n hele reeks met verskeie maniere ons dit hanteer, maar kan ek jou uitdaag vanmôre, om net minstens ook hierdie keuse te maak, te sê, Here, wat het ek op die oomblik? Dankie daarvoor. Dis 'n ongelooflike voorreg.
en dankbaarheid kom. Die tweede keuse wat hierby aansluit, sê, ek gaan nie toelaat dat wat ek wil hê, my gaan beroof van wat ek reeds het nie. Is jy gereed om hom gou saam met my te sê? Hier gaan ons. Ek gaan nie toelaat dat wat ek wil hê, my beroof van wat ek reeds het nie. Jou stem is warm, doen hom gou saam met oomfie, kom my. Ek gaan nie toelaat dat wat ek wil hê, my beroof van wat ek reeds het nie. Dikwels is ons so gefokus op die volgende ding, op wat ons wil hê, dat dit wat ons klaar het, skade ly. Hier is die woord om dit in fokus te bring. Prediker 6 vers 9 sê, wat die mens het, is beter as wat hy begeer. So fokus daar. Wat het jy op die oomblik? Fokus op, waarmee is ek reeds geseën? Wat loop op die oomblik reeds reg? En dit sluit aan by hierdie stelling, dis nie gelukkige mense wat dankbaar is nie. Dis dankbare mense wat gelukkig is. Wanneer ek dankbaarheid kies, wanneer ek dankbaarheid leef, bring dit 'n innerlike geluk. Ek onthou een dag, ek het 2 besoeke gehad, en die een besoek was by mense gewees wat finansiëel totaal en al 'n ander wentelbaan is. En ek onthou toe ek by hulle instap en vra hoe dit gaan, toe smy die vrou so 'n sak so op die woonkamer se koffietafel en sy sê, ek is nou al so keelvol vir inpak, want ons gaan alweer oor see. Weet jy hoeveel admin is dit? Ek is nou al uitgekeier vir hierdie hele storie. Ek kom net daarna by Tannie by een van die woonstelletjies by die aftreeoord en sy is so opgewonde. Die kleinkinders het vir haar betaal. Dis die eerste keer in haar lewe dat sy in 'n vliegtuig kan wees. Sy het hierdie voorreg om vir haar kinders in die Kaap te gaan kuier. En ek besef net, en die tannie is so gelukkig. Dis dankbaarheid wat my gelukkig maak. Maar gelukkige mense is nie noodwendig dankbaar. Mense wat al die geluk aan hulle kant het. En dis hoekom die uitdaging vanmôre daar is, kom ons kies dit. Mense wat sukkel om gelukkig te leef, is in wese half, en wat sukkel om dankbaar te leef, hulle is onvergenoegd, hulle is negatief, hulle kla oor alles. Hulle vergeet wat hulle reeds het, waarmee hulle reeds geseënd is. Inteendeel, die ander aanhaling wat ek vir jou op die skerm sit, is dankbaarheid verander wat ek het in genoeg. As ons kos het vir vanmiddag, as ons 'n keuse van klere het, meeste van ons het meer beddens in die huis as wat daar mense is wat daarop slaap. Ons kan ons geloof en vryheid beoefen. Paulus kom in haaglike omstandighede en hy kies hierdie gesindheid. En uit hierdie ingesteldheid en keuse wat hy maak, kom een van die mees aangehaalde, mees bekende Bybelverse. Hy sê in Filippense 4 vers 11. Hy sê, ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. En dan praat hy nou van al die krisisse wat hy gehad het. En daai woordjie beteken, die ou vertaling sê, ek het geleer om in alle omstandighede vergenoeg te wees. Om dankbaar te wees. Om tevrede te wees. Vers 12, ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding om genoeg te hê, om te eet sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. En dan maak hy die stelling om te sê, ek is so dankbaar vir die Here, en die gevolg daarvan is, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Ek fokus nie op wat ek nie het nie, ek fokus op wat ek het. Wat het ek? Ek het hom, ek het sy krag. Ek dink aan 'n Petrus en Johannes ingesteldheid wat by 'n bedelaar kom en sê, ons hoor wat jy nodig het, silwer en goud het ons nie, maar wat ons het. Daarvoor is ons dankbaar. Inteendeel, weet jy wat se krag is net in die naam van Jesus. Jy sien dankbaarheid, kyk weer na hom, dankbaarheid
verander wat ek het in genoeg. Vergenoegdheid, so waar die woord vandaan kom. So kan ek jou uitdaag tot 'n tweede keuse vanmôre. Kan ek ons as dorpenaars uitdaag in Standerton om te sê, ons gaan nie wat ons wil hê, ons beroof van wat ons reeds het nie. Daar's soveel seëninge, daar's soveel dinge waarvoor ons ontsettend dankbaar kan wees. Daar's 'n derde keuse. 'n Derde keuse wat ons gaan help uiteindelik ook om skielik in die uitdagings te kan vasbyt. Hierdie keuse sê, ek sal elke seën wat ek ontvang in dank verander. Lees hom gou saam met my en dan verduidelik ons hom. Ek sal elke seën wat ek ontvang in dank verander. Ons lees hom weer met oomf. Ek sal elke seën wat ek ontvang in dank verander. Wanneer die volgelinge van Jesus saamkom deur die eeue, is die gebruik nog altyd, letterlik van die vroeë kerk af, wanneer hulle bymekaar kom, sing hulle. En daar's hierdie tyd waar ons rustiger en intiemer sing, sit gou op die skerm vir ons. Die definisie is, daar's hierdie tyd waar ons intiemer sing, hierdie laaste lied wat ons vanoggend gesing het, en my definisie van aanbidding is, dis eintlik singende gebed. Want ons sing nie van die Here nie, ons sing vir die Here. Here, U is my alles, U is my die een waarna ek waarde heg, dis aanbidding. Maar as ook die intentionele liedere, baie keer begin ons samekomste met daai meer opgeruide, lofprysende fokusliedere. En lofprysing, een van my definisies daarvoor is, lofprysing is eintlik singende dankbaarheid. Yes, ons God is. Hoe groot is U? Want lofprysing wil jou fokus skuif en jou help om te onthou hoe geseënd ons is. En om elke seën wat ons het in lof en in dank aan die Here om te draai. Hoor byvoorbeeld vir Dawid, en hy skryf dit dikwels in sy stilte tyd joernaal. Psalm 63 vers 5. Hy sê, ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U te prys. Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met 'n jubelende mond. Partykeer is my mond maar vol klaagliedere. Moan. Elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met 'n jubelende mond. Ons is so geneig om die goeie dinge vir onsself toe te eien. Die goeie dinge is ek wat so oulik is. Ek het die eksamen geslaag. Ek het daai nuwe kar kon koop. Ek het hierdie nuwe werk. Ek was gelukkig genoeg om die aansoek te kry. Ons gaan trou, ons gaan 'n baba hê, ons het 'n nuwe huis. Dis selde dat jy hoor dat mense sê, die Here het my so geseën, ek het my eksamen deurgekom. Ek het goed presteer, ek het dalk volpunte gehad vir iets. Die Here het my geseën met 'n fenominale lewensmaat. Die Here het ons geseën met 'n swangerskap. Die Here het ons geseën met 'n nuwe huis, met 'n nuwe voertuig, met 'n nuwe werk. Ons is so geneig om die seën wat ons ontvang om te draai met iets waaroor ons spog, of die seën te gebruik om dit om te draai en daaroor te kla. Wees gewaarsku. Elke seën op die skerm. Elke seën wat jy nie omdraai en lof aan die Here nie, maak jou hoogmoedig. As jy nie doelgerig kies om die Here daarvoor te dank nie, dan begin jy later glo, jy's die held van die storie, jy's die voorsiener, jy's tot alles in staat deur jou eie vernuftigheid en omdat jy so hard werk en omdat jy so slim en ervare is en omdat jy sulke goeie planne kan maak. Kan ek vir ons as volgelinge in die oë kyk en vanmôre sê, jy's nooit lucky nie. Daar bestaan nie iets soos luck nie, maar daar bestaan wel iets soos die guns van die Here wat ons seën. En om 'n keuse te maak vanmôre en te sê, ek wil die heeltyd wanneer ek iets positief beleef, aan hom die dank gee en dit omdraai as 'n dankiegebed vir hom. Ons het so bederf geraak dat ons half ons seëninge kan omdraai in klagtes. En dit steel ons positiwiteit en dit maak ons negatief. Miskien is jy tans negatief. En jy het hierdie lysies van God wat hy nog vir jou moet doen en wat hy nog moet gee. Kan ek jou uitdaag om jou fokus te skuif en word net weer oorweldig
Ek dank die Here vir al vir ons moderne tegnologie wat ons het, want jy kan vandag redelik moeiteloos praise and worship musiek op jou selfoon aansit en skielik kan dit jou help om net weer die fokus te skuif van hoe fenomenaal ons God vir ons is. Per slot van rekening is hierdie 'n tydelike lewe, dit gaan so verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid, sê die Bybel, wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Dis kom Paulus ons uitdaag en sê, so hou hom dan voor oë. So kan ek jou uitdaag en jou herinner. Mag die Here iets in jou hart kom doen om net weer te sien en te sê, wow, vir hierdie dankbaarheid, of hierdie seëninge waarvoor ek dankbaar is. Mense wat alles verloor het dikwels, raak skielik kom jy agter by hulle is so dankbaar. Hulle is so dankbaar skielik vir die klein dingetjies. Is hoeveel mense in ons gehoor op die oomblik wat deur redelike groot operasies is. Ek weet nie, ek praat dalk uit my plek uit, maar dit lyk my daar's 'n Black Friday special op knievervangings en hartomleidings. Dis op hierdie stadium, weet waarvoor gaan jy? Is 'n knievervanging of 'n hartopleiding? Is daar een van julle wat vir albei gelyk gaan? Laat weet my. Miskien is daar extra special. Maar dit is net vir my interessant om te hoor hoe sulke mense sê, weet jy wat, ek kon vir die eerste keer in die stort klim. Ek is so dankbaar daarvoor. My vrou het vir my die lekkerste toebroodjie gemaak. Skielik is dit net weer 'n dankbaarheid vir die klein dingetjies. En ek moet bieg, die getuienisse wat ek kry van die mense wat deur sulke traumatiese groot operasies is, en hulle is dankbaar, jy hoor 'n ander tenacity, daar's 'n ander vasbyt, hulle sien kans vir, maar dan's daar die mense van, daai dokter, weet in daai hospitaal, en daai diens, en my vrou, en die hond spring op die bed, en weet nie van my seer knie nie, en die maak 'n keuse vanmôre om te sê, ek sal elke seën wat ek ontvang, omdraai in lof aan die Here. Dankie Here vir. Want hoe groter ons dankbaarheid is, en daar's 'n verband tussen dankbaarheid en geloof, en hoe meer geloof jy het, hoe meer behaag jy God, en hoe meer word hierdie sirkel, hy spiraal al meer, ek wil amper sê uitbeheer positief. So wat bemoedig 'n mens om vas te byt? Een van hierdie setels is dankbaarheid. So maak jou lysie. Maak jou lysie vanmôre van waarvoor jy dankbaar is. Dis immers wat Dawid gedoen het. Een van sy voorbeelde, Psalm 103. Hy sê, ek wil die Here loof en nie een van sy seëninge. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Nou begin hulle opnoem. Dis hy wat my sonde vergewe. Kan jy jou indink dat dit wat jou weghou van God af, dit wat beteken dat die sein nie kan deurgaan nie, wat daar sonde tussen ons en God, ons het dit nie kon wegwerk nie, ons het nie presteer dat dit verwyder is nie, hy het inisiatief geneem, inteendeel hy het met die lewe en bloed van sy seun betaal, sodat ons in 'n verhouding met hom kan wees, so dis hy wat al my sonde vergewe, dis hy wat my siekte, my tekorte, my gebreke kom herstel en genees, dis hy wat my red van die graf, sy wat my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Maak jou lysie. Hoe negatiewer jy is, hoe moeiliker gaan dit wees. En hoe moeiliker dit is, hoe meer is dit 'n aanduiding van hoe negatief jou ingesteldheid is. Maar kies vir oggend, die Engelse sê dit so mooi, an attitude of gratitude. Sommige van ons kyk terug oor die afgelope jaar en ons kan sê, ons finansies het nie uitgewerk nie, ons begroting klop nie, ons gaan vir operasies, daar was 'n klomp agterstande, ons het 'n klomp krisisse gehad met ons ouers of met ons kinders. En ons kan dalk die stelling begin maak om te sê, ek is so dankbaar hierdie jaar, hy moet net klaarkom, hy moet net verbykom, dit is die goeie jaar ooit en ons het 'n hele lysie hoekom dit goeie was. Maar dit maak ook dat jy al meer voete sleep om vas te byt. Jy is nie meer lus en jy het nie meer krag om te kan volhard nie. But if you choose an attitude of gratitude. Here, deur al hierdie uitdagings, U was daar, U het my hand vasgehou. Want is dikwels onder die druk wat die Here besig is om van steenkool diamante te maak. Kan ek en jy vanmôre hierdie keuses maak? Hierdie keuses maak om bovenal te sê, Here, ek kies dankbaarheid. Ek kies om 1 uit die 10 te wees.
Wil daai een wees. En wanneer ons met mense in ons gemeenskap en mense in ons land te doen kry, 9 uit die 10 gaan waarskynlik hulle lysies sê oor, ja, okay, die Here het vir my groot wonderwerk gedoen, ek gaan aan met my lewe. Daar's een wat regtig moeite doen om te sê ek kom terug en ek sê dankie. Maak vanmôre die keuse, nommer 1. Ek sal onthou dat elke goeie ding wat ek het, 'n voorreg van die Here is. Nommer 2. Ek gaan nie toelaat dat dit wat ek reeds het, my gaan beroof van dit wat ek nog nodig het. Nommer 3. Ek sal elke seën wat ek ontvang, omdraai in lof en dank aan die Here. Here, dankie. Ek dink baie keer daaraan, net om 'n sleutel in 'n voertuig te druk en om te draai. Dankie Here, die kar staar. Dis nie my reg nie, so voorreg. Dankie die wiele is vol lig, kan ry. Dankie ek kan veilig by die huis aankom. In die oomblik as ons 'n dankbaarheidsingesteldheid kies, dan word Vader verheerlik en ek wil amper sê, daar's hierdie positiewe spiraal, dat seën net makliker volg. Miskien is jy vanmôre hier en jy besef, ek is vasgevang. Ek is besig om saam met Jeremia die boek Klaagliedere verder te skryf, nog 'n hoofstuk by te sit. Jy is so vasgevang in negativiteit. Jy nie vanmôre kom en dit bely nie. Jy nie kom en sê, "Skus Here, U het my dalk ergens van my geestelike melaatsheid genees en vir my lewe gegee in Christus, maar ek is so gefokus op ander goed dat ek nie eers regtig met U tyd spandeer om vir U dankie te sê nie." Teendeel mag elkeen van ons vergifnis van die Here kry, krag van die Heilige Gees kry, om wanneer ons met hom kontak maak, ja, bring jou smeekgebede, ja, bring jou uitdagings, maar Paulus sê vir ons, wanneer ons gebede bring met smeeking en met danksegging. Kan jy oor 2025 terugkyk en nie die jaar begin afsluit, ons het nie in Suid-Afrika 'n Thanksgiving event nie, maar mag hierdie laaste maand wat ons nou basies ingaan, mag die Here vir jou help om 'n keuse te maak en half hierdie feesseisoen iets te beleef van genoegdoening, vergenoegdheid, dankbaarheid. En wanneer die vyand jou wil dwing om te fokus op die negatiewe, te sê Here, dankie, dankie, dankie. Kom ek bid vir jou. Here, kom herinner ons aan die aanrakings wat U reeds vir ons gegee het. Maniere waarop U ons lewe uit doodsheid, uit onvolmaaktheid, uit krisisse uit aangeraak het. En mag ons net weer dit raak sien en vanmôre kies, an attitude of gratitude. Kom bid vir diegene van ons wat regtig sukkel, en miskien het ons meer van 'n pessimistiese ingesteldheid en 'n persoonlikheid. Dankie Heilige Gees dat ons tot alles in staat is deur U wat ons krag gee. So vergewe ons as ons toelaat dat ons emosies en ons vlees ons lewens bestuur. Mag ons terugkom en toelaat dat U Gees ons kom vul met vreugde en vrede en krag. En dankie dat U ons nie vanmôre kom beskuldig en afskryf nie, inteendeel, dankie dat U ons dalk oortuig van iets wat uit lynheid is. Dankie Heilige Gees dat U vir ons nooi om te bely en te sê, Here, ek's jammer, vergewe my. Dankie dat as ons sonde en dit waar ons die punt gemis het, bely voor U, dat U ons reinig, dat U ons herstel. En ek kom bid dat U vanmôre elke persoon wat na hierdie woord luister, so sal kom vul met die vrug van U teenwoordigheid. En dankie dat een van daardie vrugte is blydskap, vreugde. Mag dit oorspoel in 'n dankbaarheid vir die feit dat U bemoeienis met ons maak, met ons uithou. En dankie dat U weet van die chaos wat ons op die oomblik beleef. Dankie dat U meer bewus is van die storm of die toets of die druk of die krisis. Inteendeel, ek kom bid dat elkeen van ons die goddelike vermoë sal hê om goeie rentmeesters van die gemors te wees. Goeie rentmeesters van die storm en die toets. En dat wanneer ons ander kant uitkom,
ons nie net suiwerder goud sal wees nie, maar dat ons in die proses alreeds 'n lofoffer aan U kon bring, gevul met dankbaarheid, al sien ons nog nie die deurbrake nie. Kom vul vanmôre die verslaanheid en die teleurstelling en die stikkend. En kom bring U vanmôre 'n golf van U vrede, 'n nuwe verwagting en bovenal daardie vermoë in ons om dankbaar U te kan begin loof. En nie net bakkant te staan vir U seën nie, maar dat ons U kan seën. Sing dit so maklik, bless the Lord, o my soul. Mag ons vir U 'n seën wees. Kom bid inteendeel dat veral in hierdie omgewing waar U ons geplaas het, dat U kinders van die mees positiefste, dankbare mense in hierdie gemeenskap sal wees. Omdat ons met U verbind is, omdat ons U aan ons kant het. En as God vir ons is, wie kan teen ons wees? So kom bou ons geloof, kom vul ons met dankbaarheid en mag ons kies om ons aandeel te doen en minder te kla. Inteendeel nie net U te ignoreer nie, maar aan U erkenning en dank te gee. Mag ons die een wees uit 10 wat anders lewe. Dankie dat ek dit mag vertrou by elkeen van ons in die naam van Jesus. Amen.